Goeiemôre vriende, aan die einde van 'n maand, 30 April 2026. Mense kan amper nie jou indink dat dit die einde van die maand is nie, né? So vinnig gaan die tyd verby. Ons is môre stal die 1ste Mei en dan sommer die begin van die bazaar aan die 30ste Mei, né? En dan ook vriende het ons Unity Week wat ek net gou vir julle kyk of Pinkstertyd wat ons saam met die ander denominasies voer. Ons in ons fraternal kom ons baie keer dan so by mekaar. So dit is die 18de Mei is dit by ons, die Pinkstertyd of Unity Week. Die 19de Mei is dit by die Baptiste by Dudley hulle se kerk. Dan die Woensdag die 20ste Mei is dit by die Methodiste kerk. Dan die Donderdag die 21ste Mei is by die Rooms-Katolieke kerk en die Vrydag die 22ste is dit by die Anglikaanse kerk. Ek nooi julle nou al uit na daardie wonderlike geleentheid wanneer ons sommer so as kinders van die Here in verskillende denominasies by mekaar kom en die Here ook op so 'n manier kom aanbid. Mag dit sommer vir ons almal ook 'n verrykende geleentheid wees. Ons doen dit nou al die afgelope amper seker 25 jaar wat ons so by mekaar kom en dit is altyd 'n groot seën om as kinders van die Here op so 'n manier op by mekaar te kom. Kom ons maak net die oë toe en raak so 'n bietjie rustig. Vader, ons wil maar net stil kom word in u teenwoordigheid. Here, dankie dat u ons omsluit van alle kante. Dit is te hoog vir ons begrip, sê die psalmdigter in Psalm 139. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, tussen die boeke Titus, tussen 2 Timoteus, met die Titus so 'n bietjie meditasietyd het ons inwerk. Ons het gister 'n bietjie stil gestaan by ons geloofsbelydenis, 'n bietjie daar gemediteer. Vandag wil ek hê ons 'n bietjie stil staan by die Onse Vader gebed en 'n bietjie daaroor mediteer en ek gaan vir julle dan ook daarin voortgaan. Kom ons raak net so stil en rustig voor die Here en raak bewus van sy teenwoordigheid ook daar waar jy nou is. Al ry jy, sit jy, staan jy, as jy op 'n plekkie miskien waar jy spesifiek aandag gee aan hierdie gedeelte, vriende, raak bewus van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En hoe word God se naam geheilig in jou lewe? Laat u koninkryk kom. Kom God se koninkryk deur jou. Daar waar jy in jou werk is, jou huwelik is, as jou vriende is. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat is daar vandag wat jy graag in die vooruitsig stel, en wat jy God se wysheid en insig nodig het, die Heilige Gees se insig en wysheid nodig het, wat jy wil regtig sy wil soek, wat is dit? Lê dit voor hom neer en sê vir hom, laat u wil geskied, gee beheer oor, laat u wil geskied. Gee ons asseblief ons daaglikse brood. Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd. Sê dit vir die Here, gee asseblief ons daaglikse brood. Dit is die Onse Vader gebed. Jesus ons gesê het, so moet ons tot God bid. Maar sê ook vir die Here, dankie vir jou daaglikse brood, wanneer jy wel brood op die tafel het.
Here, vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wie is daar in jou lewe wat jy moet vergewe? Jesus sê, wanneer hulle hom vra 7 keer, Here, dan sê hy 70 maal 7 keer. Wie is daar die persoon met wie jy sukkel om te versoen? Jesus kom sê vir ons nie onse Vader gebed, vergewe mekaar, soos ek julle vergewe. Here, laat kom nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Een van ons is miskien nie in versoeking gelei nie. Moenie daar in die hond wat vasgemaak is, die bose, wat Jesus het hom vasgemaak, moenie in sy domein beweeg nie. As jy in sy domein beweeg, sal hy jou verslind. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu. Moenie jou in die versoeking laat kom nie. Vra die Here om jou daarvan te verlos. Daai mooi man, aantreklike man, daai mooi seksie vrou. Pas op. Jy's getroud. Pas op. Daai transaksie wat so aanloklik lyk, maar wat nie regtig reg is nie. Pas op daarvoor. Laat kom my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. Want sien vriende, die duiwel kom in 'n klomp gestaltes na jou en na my toe. Hy het selfs so Petrus gebruik om Jesus van sy lydensweg af te kry. Lê dit voor die Here, dit wat jou wat versoekings is, en as jy moet wegbeweeg, miskien na 'n ander maatskappy te beweeg as gevolg van iemand wat jy net nie kan weerstaan nie en dat jou huwelike gedrang bring, doen dit. Stap weg. Stap weg. Laat kom my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose, Here. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid.